Ons is besig met die reeks oor die natuur van God. En ek kom hierdie week en ek berei hierdie boodskap voor en dit is 'n maklike tema, ek meen karakter van God en die natuur van God, baie maklik. Ek meen Jesus het vir ons gesterf aan die kruis, hy het opgestaan, genade vir ons gegee en as ons iets verkeerd doen, dan kan ons net na hom toe gaan, dan vergewe hy ons. En ek is eerlik as ek met julle sê, ek het nog nooit regtig Hebreërs regtig gelees nie. En julle weet, Hebreërs is 'n boek wat gededicate is aan Jesus, om ons te leer wie Jesus is. En ons het die grondslag van Hebreërs 1 vers 1 tot 3 en dit is wat ons hierdie tema opbou. En ek gaan lees dit en ek gaan deur dit en ek besluit, wag, laat ek net so 'n bietjie verder lees. En ek gaan Hebreërs 1, Hebreërs 2, Hebreërs 3 en ek kom naderhand agter, weet jy wat, daar is so baie wat ons nog nie van Jesus ken nie. Al wat ons van Jesus eintlik regtig ken is, hy's aarde toe gestuur, gekruisig, opgestaan, hy sit aan die regterhand van God, en dis omtrent dit. Ons sit met 'n hele Bybel, 'n hele boek vol geheimenisse rondom God. God se woord sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Weet jy hoekom? Omdat ek en jy nie Jesus ken nie. En ek judge niemand nie, ek praat met myself vandag. Hierdie week ek moes ontdek wie Jesus is. Dis in vers 2, die einde van vers 2 en die begin van vers 3. Daar's niks geskryf nie. Maar daar het so baie gebeur. En ek gaan vanoggend nie julle deel, julle gaan sien, ons gaan bietjie deur skrif gaan en ons gaan bietjie heen en weer spring. Daar gaan baie keer goed klink asof ek dit herhaal, maar dis om hierdie boodskap by julle uit te bring. En ek gaan julle vra, as dit vanoggend lyk asof ek van my notas aflees, verskoon my, maar hierdie is my baie belangrike boodskap wat ek nie wil iets mis nie. So kom ons begin, Hebreërs 1 vers 1. En die woord sê daar, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. Nou ons moet daarmee identifiseer dat wanneer die skrywer, die outeur van Hebreërs, wat ek kan verkeerd wees, ek neem aan dit is Paulus gewees, hy kom en hy skryf in die verlede. Nou ons moet verstaan dat in die verlede was die tyd voor Jesus se opstanding gewees. En dan as hy sê die laaste dae, dit was die tyd na Jesus se opstanding. So voor dit het God die Vader met profete gepraat, met voorvaders te praat. So onthou hierdie skeidslyn en julle gaan net nou sien hoekom dit belangrik is om dit te onthou. Ons lees verder dan, hy sê, God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. So hom in hierdie teks verwys na Jesus toe. God het Jesus mede-erfgenaam van alles gemaak. Maar nie net van die aarde en die skepping nie, maar ook alles in die Godheid. Jy sien daar verder in vers 3 sê hy, uit hom straal die heerlikheid van God. Nou hierdie is ook 'n belangrike aspek om te onthou wanneer ons later oor Moses praat. Jy gaan sien hoe dit alles mooi so by mekaar pas. En hy is die ewebeeld van die wese van God. Nou in Johannes 14 vers 7 lees ons met Jesus aan die woord en hy sê daarso, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Vers 10 sê vir die disippels, nadat hulle nog steeds twyfel, of hy en God die Vader gekonnekteer is, sê hy daar vir hulle, glo jy nie, dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Antwoord ek, die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly, en sy werke doen. So hier voor Paulus al ontdek het, dat God deur
die Seun praat, kom Jesus en hy bevestig klaar, en hy sê vir hulle, hoor julle nie die woorde wat ek praat, is die woorde wat God met my praat nie. Vers 3 lees verder en hy sê, hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nou die woord magswoord het ek gaan opsoek om te gaan kyk, wat beteken dit? Magswoord beteken om die hoogste posisie te beklee in daai spesifieke area. Daar sal geen hoër posisie as dit wees nie. As daar is, sal jy in elk geval opskuif. So Jesus beklee op die stadium die hoogste posisie wat daar is in die godheid. En dis kom die woord sê, you have no equal and no rival. Hy lees verder en hy sê, nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Nou nog elke keer in die skrif verwys het dat sodra iemand gaan sit het hulle die werk afgehandel. Dis klaar. So toe Jesus gaan sit aan die regterhand van God, toe het hy die verwydering, die vergifnis vir ons losgemaak. En niemand of niks anders kan dit verander nie, niemand kan dit beter maak nie, niemand kan dit wegvat nie, it is set in stone. So nou, dis hoekom ek nou net gesê het, soms gebeur daar dinge, dan lees ons die Bybel net so vinnig deur, en dan skiep ons goed wat tussen die lyne staan. En dis hoekom dit belangrik is om die Bybel met die Heilige Gees te lees, sodat die Heilige Gees vir jou daai goed kan opbreek. En dis wat die Here hierdie week met my gedoen het. Dis in vers 2 en 3 se einde, begin na 'n tydlyn wat strek oor 4033 en 'n halwe jaar. Maar ons gaan volgende net na 3 dae kyk. Want in 3 dae het seker die grootste verandering ooit in God se koninkryk plaasgevind. Nou die duiwel het nog altyd vyandskap tussen God en die mens probeer inmik. Nog altyd. Dit het veroorsaak dat ons onvrymoedig en skaam voor God gestaan het, soos Adam en Eva en natuurlik ek en jy, want ons so 'n bietjie aanjaag. Nou sal ek 'n stelling maak wat baie dalk nie mee sal saamstem nie. Maar ek bid en ek vra dat die Heilige Gees hierdie stelling vir jou gaan verduidelik as jy nie daarmee saamstem nie. Ek post in hierdie week 'n video op die pulpit groep. Was dalk laasweek. Waar 'n prediker 'n verwronge voorbeeld of beeld van Jesus uitbeeld. En ek post hierdie video en ek sê daar, nog 'n brood wat 'n verwronge figuur van Jesus uitbeeld. Julle moet nou bybly. Nou gaan ek move. En net die volgende dag, toe kry ek nog 'n videoklip. Kan jy glo hoe gelukkig kan hy nou wees? En ek stuur hierdie videoklip stuur ek vir pastoor direk. En ek sê vir hom daar, kan jy glo dat hierdie prediker so en so preek van die kansel af? Dis nie kanseltangel nie, dis nie wat nie, en als. En toe ek het net gestuur het, praat die Heilige Gees my, en die Heilige Gees vra vir my, het jy nie al 'n verwronge beeld van my uitgestraal nie? Sure, julle. Soos ek met die vorige reeks vir pastoor gesê het, praat hierdie harder partykeer met jouself voordat jy die woord bring. En die Heilige Gees herinner my dadelik aan 'n slagspreuk wat ek al seker 2 jaar in al my korrespondensie en my besigheid het. En ek sê daarso, God will never take you to a place where His grace can't find you.
En dit klink baie nice, en dit klink baie mooi, nee. Maar as jy eintlik daarna gaan dink, dan sê ek eintlik, God sal my nooit na 'n plek toe vat waar hy my nie kan uitred nie. Maar God hoef my nooit na 'n plek toe te vat sodat hy my moet uitred nie. Dis ek wat na daai plek toe loop, dis ek wat daar uitkom. Maar dan wil ons as mens omdraai en vir die Here vra, Here, hoekom sit ek hierso? Dis ek en jy wat dit besluit het. So ek staan vanoggend hier voor jou en ek sê, weet jy wat nie, as ek jou ooit offend het, van hier af, ooit in gesprek, ooit in 'n SMS, in 'n WhatsApp, ooit, dan vra ek jou vergewe my, weet jy wat, we are not there to judge, we are supposed to teach. En ons kom baie keer maklik op 'n plek, en daar was sprake gewees dat die 22ste of die 23ste en die 24ste weggeraak kon gewees. En al wat ons gedoen het is gejudge. En ons het seker rede gehad om so te voel daaroor, maar ons moes eintlik geteach het. So ek wil jou gou vra terwyl jy hier sit. As jy al ooit op 'n posisie was wat jy gejudge het in God se koninkryk in plaas van geteach het. Wil ek jou nou gevra, sluit gou julle oë. En ek gaan die eerste een wees wat my hand opsteek en die Here vra my te vergewe vir die keer wat ek dit gedoen het. En ek vra jou, as jy vanoggend hier sit en jy het al ooit dit gedoen, moenie skaam wees, jy steek jou hand op. En ons gaan die Here vra om ons te vergewe daarvoor, en weet jy wat nie, as ek en jy nie rein voor God staan nie, dan kan God ook nie werke in ons doen en deur ons doen nie. So gaan julle vra, sit net gou so, sluit julle oë. Here, ek dank U, Here, dat U woord vir ons vergifnis bied, U genade, Here, vir ons vrylik beskikbaar is, Here. Dankie, Here, dat U ons nou raak sien, Here, in U koninkryk, Here, en dankie dat U ons vergewe, Here, vir dit wat ons uit ons mensheid uitgedoen het, Here. Heilige Gees, dankie dat U ons van hier af lei vorentoe, Here, om in U koninkryk te bou en nie af te breek nie, in die naam van Jesus. Amen. Maar kom ons kom gou terug na die stelling wat ek wou gemaak het. Sien die duiwel in die Ou Testament en tot met Jesus se opstanding uit die dood uit, het hy nog altyd vrye toegang gehad in die wêreld. Hy kon enigiemand aanvat, hy kon enigiemand versoek, en hy het God altyd uitgedaag vir die magswoordposisie wat Jesus nou beklee. Van die tuin van Eden af, het hy tussen Adam en Eva aangekom, en hy het vir hulle vertel, dat God dit en God dit, maar God is nie dit nie, God is nie dit nie. Hy het tot so ver gegaan om Jesus in die woestyn te versoek, en vir Jesus te sê, as jy voor my buig, my erken is God. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg agter my, Satan. Hy gaan tot so ver om te beklei vir hierdie magsposisie, dat hy Jesus aan die kruis beledig. Maar Jesus sterf aan die kruis, oorwin die duiwel, vat eienaarskap oor die doderyk. Sien, die enigste tyd wanneer die duiwel iets in jou lewe kan regkry, is wanneer ek en jy hom kans gee. Hy is uitgeklee, hy is oorwin, hy is a nothing. Die woord sê, Jesus het 'n spektakel van hom gemaak. Met ander woorde, vir elke keer wat hy in die Ou Testament iemand getrap het, iemand seer gemaak het, iemand versoek het die mense in die geesteswêreld hom uitgelag, omdat hy verloor het, omdat hy gedink het, hy gaan Jesus oorwin, hy gaan daai posisie vat. En ek stel myself hierdie prentjie voor, dat al hierdie demone van hom, het so eenkant in die hoek gesit, nadat Jesus hom aan die stof ingeslaan het, en vir hom gevra, is jy alright? Nou die reiniging van sonde wat Jesus bewerkstellig het hier begin. Johannes 14 vers 14 sê hy, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. So Jesus het mens geword in die sin dat hy dieselfde gevoelens, vermoë, begeertes en ervarings gehad het as ek en jy. Jesus moes as 'n gewone mens sterf, as 'n gewone mens die duiwel oorwin en opstaan uit die dood uit, sodat
die lof en die eer wat hy moes kry, aan niemand of niks anders toegeswaai kan word. Net Jesus. Dit het hy gedoen deur sy bloed, deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel te vernietig. Vers 15 lees en hy sê, om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. Nou in die verlede, in die Ou Testament, het God se volk, het God uit vrees uit gedien. Julle sal gaan sien, as jy Jeremia lees, as jy Jesaja lees, as jy Daniël lees, al die boeke, dan sal jy sien, hulle het gedoen volgens God se woord, omdat hulle bang was vir God. Want as hulle nie so gedoen het nie, het God hulle gestraf. Dan was daar nie oes op hulle lande nie, daar was nie vergifnis gewees nie, hulle is in ballingskap weggevoer, alles wat hulle besit is gevat, plek is grond is plat geslaan, hulle is uit hulle eie land uit verban. So hulle voorheen het hulle uit vrees uit God gedien, in die Ou Testament, in die verlede. Vers 16 sê, dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. So hierso al, het Jesus al besluit, dat weet jy wat, ek en jy, dit gaan oor ons. Dit gaan nie oor die engele wat hom verheerlik nie, dit gaan oor ons. Die belofte wat die Here aan Abraham gemaak het is, dat jou nageslag sal wees soos die sand van die see. So van nou af tot in die einde van tyd, tot die tyd wat Jesus regtig kom, tot daai tyd sal elke een gekies wees om in Jesus se koninkryk in te pas. Vers 17 sê, daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kan wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. So Jesus het die ewebeeld van die mens geword, voordat hy die ewebeeld van God geword het. Daarom kan hy 'n waaragtige teenwoordiger wees, wat die magswoord in die koninkryk van God het. Nou in Genesis word die tuin van Eden geskape, en God skaap Adam en Eva. Hulle het saam met God in sy heerlikheid gewandel. Hulle het alles om hulle gehad. Adam het magswoord gehad in die tuin van Eden. Hy was in die hoogste posisie wat daar was. Hy het die diere name gegee, en daai name staan vandag nog. Hy kon geëet het van al die bome wat daar was. Maar toe die duiwel inkom, en die duiwel help hulle om sonde te pleeg, toe word hierdie magswoord by hom weggevat. Hulle word verban uit die tuin uit. In Genesis 3 vers 22 tot 24 lees. Toe sê die Here God, die mens het nou soos een van ons geword, want hy weet nou wat goed en sleg is. Hy mag nou nie ook eet van die boom wat die lewe gee nie, want dan sal hy altyd lewe. Nou hierdie altyd lewe wat daar staan, is nie die ewige lewe saam met Jesus nie. Hierdie altyd lewe hier, wat God na toe verwys hierso, was, ons het op daai stadium, was ons, al wat ons gekort het om 'n godheid te wees, was om vir altyd te kon lewe. En as ons 'n godheid geword het, dan was ons in dieselfde plek as die duiwel, dan het ons teen God die Vader opgestaan. En dis hoekom God gesê het, laat ons hulle uit die tuin van Eden uitvat, want as hulle daai ontdek, is daar nog een, behalwe die duiwel, wat in my opstand kom. So dit was nog altyd die duiwel se agenda om God se koninkryk af te breek. Die mens onafhanklik van God af te kry, sodat hy oor die mens kan heers. Jy sien nie, die duiwel het voorheen in die Ou Testament hierdie prentjie ingekleer van, nee, jy kan God op jou eis wees, maar dit was net 'n effek van, sodra daar skeiding in God se koninkryk kom, so hy in elk geval oorgevat het. So God die Vader moes iemand stuur om die duiwel te stop, en die geveg rondom die troon en die heerlikheid van God begin tussen Jesus en die duiwel. Jesus sterf, hy verslaan die duiwel en klee hom uit,
vat die sleutels van die doderyk by hom weg en hy kanselleer die vloek wat op die mens geplaas is. Jesus staan uit die doodheid op en hy word die weg na die waarheid, na die Vader en na die ewige lewe wat Jesus vir die mens bied, sodat ons altyd afhanklik van God sal wees. Die eerste Adam het van koninklike gesag af mens geword. Jesus het van mens af na koninklike gesag toe geskuif. God die Vader gee aan Jesus 'n identiteit en 'n naam wat die hoogste in die koninkryk is, 'n naam wat Jesus as God en koning ken. Hebreërs 1 vers 4 tot 5 lees en hy sê, hy is net so verhewe soos die engele, hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God aan hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Immers aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, en ook ek sal jou vader wees, en hy sal my seun wees. So waar Jesus minder gemaak is, en 'n mens geword het, nadat hy die dood oorwin het, kom God en God erken hom weer, as jy is my seun, ek sal vir jou vader wees. En hier het die erkenning gekom oor die oorwinning met Jesus gekry het oor die duiwel. Maar wanneer op aarde het Jesus hierdie bevordering, as ek dit so mag gekry? Want wat in die gees gebeur, moet in die vlees ook gebeur. Ons lees in Johannes 20 vers 16, toe Maria by die graf kom en sy vra vir die tuinier, wat het julle met sy lijk gedoen? Sê tog vir my. En Jesus staan agter haar, en hy sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. So sy het Jesus raak gesien as 'n leermeester. Nie as die Messias nie, nie as 'n profeet nie, en ook nie as God nie. Vers 17 lees en hy sê, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader, en my God en julle God. So hier was Jesus nog net oorwinnaar oor die dood. Hy was nog nie God nie. Hierdie is net na sy opstanding. Hy herken homself nog as mens, wanneer hy vir Maria sê, gaan na my broeders toe, en sê vir hulle, ek gaan na my vader toe, na hulle vader toe, na my God toe, na hulle God toe. Jesus kom by God die Vader, wat hom 'n naam bo elke naam gee, en homself met sy eie troon aan die regterkant van God. Hebreërs 1 vers 8 tot 9 sê hy, maar van die seun sê hy, u troon, o God. Die identiteit wat God aan Jesus gee, o God. Staan vir ewig vas met u koninklike scepter, laat u reg geskied. So hierdie is bewys, of hierdie is 'n stelling wat daar gemaak word, dat Jesus het met sy koninklike scepter reg geskied. Hy het die duiwel uitgeklei, het hom verslaan. Vers 9 sê, u het die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God u God, u onder vreugde tot koning gesalf, bo u tydgenote. Nou as jy gaan kyk wat die betekenis is van tydgenoot, dan gaan jy agterkom, dit is iemand wat in dieselfde tyd as jy president wil word, burgemeester wil word, in dieselfde posisie as wat jy in die werk wil hy bestuurder word, maar jy wil ook bestuurder word. So tydgenoot hierso verwys na die duiwel en sy demone. En Jesus, God sê hier vir Jesus, ek kroon jou met blydskap, omdat jy jou tydsgenoot, die duiwel en sy demone, oorwin het. Ek is bly jy het dit gemaak. So na dit keer Jesus terug aarde toe. En in Johannes 20 vers 19 tot 20, lees ons dan, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. So hier is net bevestiging, nee, ons moet kerk op Sondag hou. Nee, ek grap sommer net. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien.
In vers 24 sê Thomas, daai ongelowige man, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Vers 25 sê, die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus sy disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En toe sê Thomas vir hom, my Here, my God. En daar erken die mens Jesus as God en koning. En met hierdie vers, met hierdie stelling, bewerkstellig Jesus dat elke ongelowige ooit ergens in die wêreld Jesus sal sien, van Jesus sal hoor en geloof in Jesus sal sien. Hy sal sien dat Jesus Here en God is. Vers 29 sê hy, toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie sien nie en tog glo. So ek en jy het nog nooit Jesus gesien nie, maar ons glo in hom. Dan sê die woord hierso, gelukkig is ons. So as jy so 'n bietjie in jou lewe kyk en jy dink, ek het so bad lewe, ek het so, dan herinner jy jouself 'n bietjie aan hierdie vers waar Jesus sê, gelukkig is jy wat my nie gesien het nie, nog steeds my glo. Nou ek het die hele tyd verwys na hierdie skeidslyn tussen die verlede, die laaste dae. Nou wil ek julle gou vra, gaan ons 'n bietjie tyd gee, want sorry, partykeer is 'n bietjie vinnig met skrifte. Blaai vir my na 2 Korintiërs 3 vers 7 toe. Ons gaan lees al tot by vers 18. Okay. Vir die wat wonder, Korintiërs is die Nuwe Testament. Nee, ek grap net. Okay, vers 7. Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. So hierdie heerlikheid was God die Vader, wat die 10 gebooie, maar ook 'n reeks wette uitgesit het, waar volgens die volk moes geleef het. Nou, hierdie heerlikheid is ook elke keer op Moses se gesig gesien, wanneer God met hom gepraat het. Hy lees daar verder, hy sê, hierdie heerlikheid wat tog sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied dan nie wees nie. So hier word uitgeleer dat daar verlossing en vergifnis van sondes was in die Ou Testament deur die wette. Hulle moes dan 'n offer na God toe bring, en as hierdie offer aanvaar is hulle sondes vergewe, hulle het fees gevier, was lekker gewees, maar die volgende dag het die sondebok lysie weer begin, van vooraf. So die skrywer van Korintiërs erken dat die Ou Testament, daar was 'n manier om vergifnis by God te kry. Maar al wat hulle gedoen het, is hulle het eintlik maar net tyd by God gekoop. Dis al. As die offer nie aanvaar is en die profeet dood neergeslaan in die tempel, van die volk het dit nie weer gemaak, het nie oorleef om tot by die volgende versoeningsdag uit te kom in die volgende jaar nie. En daar was 'n vloek oor hulle opbrengs gewees, so dit het nie goed met hulle gegaan nie. Maar nou vra hy daar, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie. Dit wat Jesus vir ons gedoen het, hoeveel keer sal dit nie groter wees as dit nie, net om 'n bietjie tyd uit te koop nie, maar ewigheid te wees.
Vers 9 lees hy dan, hy sê, die bediening waardeur die mens veroordeel word, het met heerlikheid gekom. So, God die Vader het voorheen die mens veroordeel. En God se heerlikheid het daaroor geskyn. Met ander woorde, God die Vader het hierdie oordeel goedgekeur. Soos ek net gesê het, as jy deur die hele Ou Testament lees, dan gaan jy agterkom dat God het elke keer uitgewys wat die volk verkeerd gedoen het. En omdat jy dit verkeerd het gedoen het, gaan dit gebeur. Ons lees verder daar en hy sê, maar die bediening waarin die mens vrygespreek word, oortref dit vir ewig in heerlikheid. So Jesus sterf aan die kruis, oorwin die duiwel, staan uit die doodheid op, maak genade vir ons los, sodat ons ewige lewe mag hê. So sien jy die shift wat daar was? As ek en jy vandag nog in die Ou Testament geleef het, ek dink ons sal trokke en trokke vol beeste en skape en duwe en alles moes ingery het hierso, om vergifnis te kry vir daai klein rukkie. Vers 10 sê daar, ons kan sê dat van vroeër nie te vergelyk is met alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat dan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Soos ek net nog sê, die volk het voorheen God uit vrees uitgedien. Nou doen ons dit uit vrymoedigheid uit. Voorheen is ons geoordeel vir ons sondes. Nou word ons met genade bedien. So Moses was in die teenwoordigheid van God en sy gesig het geblink as teken dat hy in die teenwoordigheid van God was. Sy gesig het so geblink dat die volk nie na hom kon kyk nie en hy het sy gesig met 'n sluier toegemaak. Maar na mate soos wat die heerlikheid van God weggegaan het, het hierdie skyn op sy gesig al hoe minder en minder en minder geword. Maar dan Moses die sluier opgehou, sodat die volk nie kon agterkom, hy beweeg weg van God se heerlikheid af nie. Vers 15 sê, maar vandag nog elke keer, as die wet van Moses voorgelê het, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif, elke keer, as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. So Moses het elke keer die geleentheid gehad om, as hy by God te kom, weer in sy heerlikheid in te beweeg. Weer daai refresh te kry. Die Here beteken hier die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Nou ek sluit hiermee af. Hebreërs 3 vers 1 tot 6. In vers 1 sê hy daarso. Daarom broers, wat die Here afgesonder het, is en deelgenote is van die hemelse roeping na Jesus. Ek gaan hom weer lees. Daarom broers, wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping na Jesus toe, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat by ons bely. Hierdie broers is alle kinders van God, wat deur genade die ewige lewe sal beerwe. God die Vader het Jesus die erfgenaam van alles gemaak. En Jesus het ons die erfgenaam van die koninkryk gemaak. Soos jy hierdie skrif lees, dan gaan jy agterkom dat Jesus is aan God gekonnekteer, ons is deur Jesus aan God gekonnekteer. So wanneer God die Vader met Jesus, deur Jesus praat, dan praat hy eintlik direk met my en met jou. So jy al ooit gedink, dat God die Vader wat sit, wat 24 uur 'n dag verheerlik word, deur die engele, jou raak sien daaronder en jou sien loop, en die Here wil net bietjie met jou praat. En die Here praat deur Jesus, deur geregtigheid, deur die waaragtige hoëpriester, en hy praat met jou.
Romeine 8 vers 16 en 17 sê hy, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. As ons terughou Hebreërs 3 toe vers 2, sê hy is getrou aan God wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses, net soos die een wat 'n huis bou, meer eerwaardig is as die huis. Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles bou. So die heerlikheid van God wat op Jesus is, word nooit minder nie. Dit bly dieselfde. Jesus skitter altyd van hy heerlikheid, want hy is altyd in God se teenwoordigheid. So Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God, en Moses moes getuig van die dinge wat God nog sou sê. Hier kom ons terug na die deel toe, wat God sê, hy het voorheen met die profete met ons voorvaders gepraat. Maar die rede hoekom dit opgehou het, is omdat die profete nie altyd uitgevoer het wat God gesê het nie. Gaan kyk na Jona as 'n vinnige voorbeeld. Jesus sê hom, gaan na Ninive toe. En hy besluit nie, hy gaan nie. Hy is bang vir daai ouens. Hy gaan nie so toe gaan nie. En hy staan teen God op, omdat hy bang is vir die mens. Elia slag 450 Baal-profete. Wat 'n oorwinning. Die volgende dag staan hy nie in God se heerlikheid nie. Hy sit daar en hy wens om dood te gaan. Moses moes nog getuig van dit wat God wou doen. Maar omdat hy teen God gesondig het, sterf hy in die woestyn. En dit wat God beplan het, om die hele getuienis te hê, vind nie plaas nie. Omdat hy die mens as profeet nie kon vertrou het, om te doen wat God hom voorgeroep het om te doen nie. En dis hoekom hy van daar af, van die opstanding af, deur Jesus met die mens praat. Want dan weet hy, dit wat hy sê, is set in stone. Gaan nie verval nie, gaan vir ewig daar staan. As die Here jou die kans gee om 'n kind van die Here te wees, om ewige lewe te beerwe, then it's set in stone. Niemand kan dit verander nie. Niemand nie. Vers 6 sê, Christus daarenteen is as seun getrou oor die huis van God. En ons is sy huis, as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. So Jesus is 'n waaragtige spreekbuis van God die Vader. Maar kan jy my net vashou aan dit wat God vir ons gegee het, dit wat Jesus gedoen het in daai 3 dae, om die duiwel uit te klee, om te oorwin, om sy houvas op jou weg te vat, vir die ewige lewe te gee, om jou as gelukkig te kroon. Om die heerlikheid van God op jou gesig te laat straal. As ons hierdie woord vat en ons gaan lees hierdie regtig, en ons gaan bestudeer dit, dan gaan jy agterkom dat hierdie woord sê eintlik vir jou, Jesus straal altyd die heerlikheid van God uit. Ons sê so maklik, ons gaan net so bietjie by Jesus se voete sit. Maar ek wil jou vra, as jy daar opstaan en jy loop weg, skyn die heerlikheid van God op jou gesig? Of is dit net so vinnige 2-3 minute, ons gaan bietjie Bybel lees en dan voel ons beter? Het ek en jy al in werklikheid, in die heerlikheid van God gesit en net ervaar sy vrede oor jou? Dit wat hy gekoop het, dit wat hy betaal het. Jy al vir jouself gedink, wat het Jesus gekoos om uit 'n godheid uit mens te word? Net dit alleen moet al vir ons 'n great wees. Hy het sy ereplek opgegee, sodat ek en jy vanoggend hier kan sit. En dan kom ons nog steeds op 'n plek wat Sondagoggend great is, en ons het die woord gehoor. Maar as iemand jou Dinsdag vra, waaroor het die diens gegaan, dan wonder ons so 'n bietjie.
En dan moet jy jouself vra, hoe belangrik is dit dat die heerlikheid op my gesig uitstraal van wie Jesus is, wie ek in hom is, omdat hy is in God die Vader. So ek wil 'n beroep op jou doen om net bietjie te gaan sit as jy die woord lees. Nooit die Heilige Gees saam met jou. Moenie ergens net vinnig gaan sit en net God se woord oopmaak en net vinnig lees nie. Moenie laat hierdie die enigste plek wees wat jy God se woord hoor nie. Gaan kyk bietjie tussen die lyne. Dan gaan lees jy bietjie met die Heilige Gees, dat die Heilige Gees vir ons die woord oopbreek. Laat ons geheime soos hierdie ontdek. Want ek het in hierdie tyd, terwyl ek hierdie woord voorberei het ek regtig eintlik net nog so bietjie geleer van wie Jesus is. Daar was nog baie wat ons moet byleer. Maar al ons dit gaan doen is om sy teenwoordigheid te wees. So ek vra julle, as jou gebed is, dat ons net bietjie meer tyd met Jesus kan spandeer. Dan vra ek jou nou, terwyl jy hier tussen jou medeboeties en sissies sit, as 'n gelukkige persoon wat God nie gesien het, maar God ken. Wil ek jou vra, ek gaan nie bid, ek gaan nie vir jou bid nie. Maar dit is 'n besluit wat ek en jy self binne moet doen. Mag jy vra, vat net so 2 minute, net 'n minuut, net 'n paar sekondes. En dan kom jy net weer voor God. Jy is 'n kind van God, bloedgewas. Maar daar is so ekstra stapie wat ons moet doen om nader te beweeg aan God. En dan kom jy net, dan verklaar jy net bietjie vanoggend, Here, ek gaan my alles gee, net om u woord beter te verstaan. Heilige Gees, ek gaan u toelaat in my lewe, sodat u vir my die woord kan oopbreek en ek dit beter kan verstaan. Heilige Gees, ek gaan u toelaat in my lewe om my te wys wie Jesus is, wie God die Vader is. En Here, ek gaan meer tyd met u spandeer, in gebed, en om ander te teach, en nie te judge nie. Ons groet julle by die huis aanlyn. Hier is genoeg se plekke vir julle, kom kuier bietjie vir ons, gaan great wees.